Broers en susters, ons is almal goed vertroud met die verhaal van Adam en Eva. Ons sal onthou dat pas na die Here hulle geskape het, lees ons ook van die twee se eerste probleme. Die Here gee vir hulle opdragte daar in die tuin van Eden. Hulle moet die tuin bewerk en oppas. Hulle kan van al die bome in die tuin se vrugte kan hulle eet, behalwe die boom van die kennis van goed en kwaad. En in hoofstuk 3 van Genesis, hier daag die Satan op in die vorm van 'n slang. En hy is daarop uit om vir Eva te versoek. Hy verseker vir haar, jy sal nie doodgaan as jy van daardie vrugte eet nie, maar kom ons lees 'n gedeelte van hierdie verhaal. Ek gaan die 2 verse lees uit hoofstuk 3 van Genesis, vers 5 en 6. Maar God weet, Satan is in die woord, dat as julle daarvan eet, dis nou die vrugte, of die vrug van die boom van die kennis van goed en kwaad, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou Eva dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee dit ook aan haar man Adam en hy het geëet. Ons kan in hierdie verse agterkom, baie gou broer en suster, hoekom daardie boom se vrugte vir Eva 'n versoeking was. Eerstens, dat die boom goed was om van te eet. Hoekom was dit goed? Omdat die vrugte so lekker gelyk het. Lekker. Lekker is deel van die eerste versoeking en die eerste sonde van die mens. Haar oë is verantwoordelik vir die eerste aanslag wat sy gehad het op haar gehoorsaamheid aan die Here. En tweedens, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. Het sy dan nie verstand gehad nie? Nee, sy het verstand gehad nes ons. Sy was by haar volle positiewe, want daar was toe nog op daai stadium nie dronk mense gewees nie. Ek het vergeet om julle te groet. Môre. Moenie vir my vra oud as ek nie hoor. Ek gaan vir jou jok. Verskoning. Die boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. Hier steeg hoogmoed, my broer en suster, die eerste keer sy kop uit. Vir die sondelose Eva, onthou sy was sondeloos. Sy het nie geweet wat dit is om te sondig nie. Versoeking om daai lekker vrugte eet, want hy lyk so lekker, en dis nie al nie, daar was 2 versoekings. Om soos God te wees. Sy begeer om verstand te kry, met ander woorde, in die konteks van hierdie woorde, is dit om slim te wees. Satan het mos nou net vir haar gesê, jy kan soos God wees. En daai verstand wat sy begeer, is om soos God te wees. Dis die verstand wat sy begeer. Die eerste sonde van die mens, broer en suster, die eerste sonde van die eerste mens, hoogmoed. Hoogmoed en lekker. Die vlees, dit wat jy sien, is vir jou lekker. Grootste deel van ons sonde ervarings is in die lekker arena. Jesaja 14, vers 12 tot 14. Hoe het jy is die Satan, uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. Voorsitter, ons praat hiervan, dit staan bekend as die oersonde. Oersonde beteken dan die eerste sonde wat gepleeg is. Nie deur Adam en Eva nie, voor Adam en Eva. Voor Genesis 1, voor daar mense was. Die eerste sonde deur die duiwel. Hy was 'n engel in die hemel en daardeur is hy uit die hemel uitgeskop deur die Here. Hierdie eerste sonde, broer en suster,
Vertel vir ons die verhaal dan van Satan. Vers 13 en 14. Ek wil opklim in die hemel, vers 14. My gelyk stel aan die Allerhoogste. Hier kry ons die absolute toppunt van hoogmoed. Dis die opperste hoogmoed. Daar is geen groter hoogmoed wat enige mens kan hê of ervaar as om soos God te wees nie. Want God is die opperste van alle bestaanswesens. Daar is niks wat 'n mens meer kan wil hê in terme van insig, in wysheid, in krag en noem maar op, as wat God het nie. En hier kry ons die opperste hoogmoed. Jy wil gelyk wees met die Allerhoogste. Dit was Satan se droom gewees. Soos God wil hy wees. Ons hoor hier die woorde wat ons ook nou net gehoor het in Genesis 3. Het hy nie dan vir Eva gesê, sodat julle soos God sal wees nie? Om soos God te wil wees, mees uiterlikste vorm van hoogmoed. Satan se hoogmoed, my broer en suster, is dieselfde hoogmoed waarmee hy na Eva toe kom. Nou, hoekom dan nou? Hoekom dan nou? Hoekom sal hy na Eva toe gaan om haar te versoek en kies om dit te doen deur hoogmoed? Hy het nie vir haar gesê het, jy sal soos God wees nie. Hy kon vir haar 'n klomp ander goed gegee het om haar te versoek. Hy kon gebly het by hoe lekker is daai vrug. Dit alleen heel moontlik deur Satan se ekspertise sou die ding gedoen het en Eva sou versoek gewees het en tog van die vrugte geëet het. Hoekom kom hy met hoogmoed na haar toe? Die eerste oersonde, hoogmoed. Die eerste sonde van die eerste mens, hoogmoed. Broer en suster, die punt wat ons hier wil maak is die Bybel vertoon vir ons dat die sonde van hoogmoed, die krag van hoogmoed, 'n besondere krag is. Die versoekingskrag van hoogmoed is sodanig dat Satan het besluit, dit is sy beste kans om vir Eva te versoek, is om daardie mag van daardie versoeking van hoogmoed op haar los te laat. Maar daar's 'n ander rede, belangrike rede, hoekom hoogmoed so 'n besondere sterk versoeking vir mense inhou. Dis iets wat mense min besef, my broer en suster. Ek gaan so 'n bietjie stil staan hier. Die mens kom dit nie sommer agter nie. Dis iets wat baie subtiel in ons menswees skuil en ons hele menswees kleur sonder dat baie mense dit agterkom. God het ons ontwerp om sondeloos te wees. En in daardie sondelose staat sou ons absolute 100% geluk ervaar. Dit wat almal na soek. Almal op hierdie aarde soek na geluk. Jy werk jou ore boeg, soveel mense net deur by geluk uit te kom. Elkeen het 'n baie goeie idee van wat jou gelukkig maak en dit gewoonlik in groot R vooraan. En jy soeg om deur al die R'e vir jou by geluk uit te bring. Die sondeval het ons beroof van iets baie substansieel. Ons mis gedurig absolute geluk. Hoekom wend mense hulle, my broer en suster, na dinge wat hulle laat gelukkiger voel? Alkohol, dwelmmiddels, wat ook al. Hoekom? Hoekom betaal mense so 'n duur prys vir hulle soeke na dit wat jou gelukkiger maak, wat jou liggaam op een of ander manier aftakel? Mense se gemis, hierdie gemis, intrinsieke, wesentlike gemis, wat so onder die oppervlakte met ons stoei, my broer en suster, laat vir mense dan baie gou naaiwerig wees van ander mense wat gelukkiger lyk.
Jy beny mense wat in watter opsig gelukkig lyk. Mense wat, sê nou maar byvoorbeeld, een voorbeeld is, mense wat in terme van hulle beroep beter gekwalifiseerd is. Hulle het 'n beter inkomste. Daardie mense beny jy. Mense wat finansiëel of materieel beter daaraan toe as jy is, jy beny hulle. Mense beny sulke mense, want vir daardie mense lyk daai ander mense meer gelukkig. En dit sluit die deur oop na hoogmoed. Mense is of een van twee redes hoogmoedig, of omdat jy nie 'n rede het, omdat jy juis hier aan die onderkant van die leer, daar is jy. En soveel mense rondom jou het net meer geld, meer sukses, meer senioriteit by die werk, meer. En jy kan nie daarby uitkom nie. Nou voel jy klein, minderwaardig, nietig. Jou selfbeeld is daaronder. En om jou beter te laat voel, raak jy hoogmoedig. Dis die een rede hoekom mense hoogmoedig is. Die ander rede, broers, is net die teenoorgestelde. Hulle wat het kwalifikasies, aansien, senioriteit by die werk, finansiële sukses, die haves. Dis die have-nots en die haves. Hulle is hoogmoedig omdat hulle na hulle sukses kyk en vir hulle self sê, ek is beter as ander mense. Kyk net daar. Kyk wat ry ek, kyk waar bly ek, kyk wat dra ek, kyk hoe lyk my bankrekening. Daarom is ek hoogmoedig. Wat hoogmoedige mense nie besef nie, broer en suster, is dat hulle hoogmoed ontbloot eenvoudig hulle kortsigtigheid en valsheid. En ek haas my om te verduidelik. Alle mense is onperfekte wesens, my broer en suster. Al wat 'n mens is onontwykbaar vasgevang in 'n bestaan van tekortkominge, foute en sondes. Almal. Daarom kan geen mens hom of haarself beter ag as 'n ander een nie. Ons is almal in dieselfde sondige bootjie. Maar daar is 'n ander rede vir hierdie hoogmoediges se kortsigtigheid en valsheid. Alles wat jy bereik, my broer en suster, wat jy die vinger na wil wys as rede vir jou hoogmoed, hoekom jy so belangrik voel, kom nie van jou af nie. Jy dink so. Broer, maar ek het daarvoor gewerk, dominee. Weet jy hoe lank was ek op universiteit, dominee? Weet jy hoeveel grade het ek, dominee? Weet jy hoe lyk my bankrekening, dominee? Dit val nie uit die lug uit nie. Ja, my broer, my suster, jy is heeltemal reg. Maar vat nou weg jou gesondheid. En vat bietjie weg daai persone wat vir jou betaal het vir al daai jare op universiteit. Hoe ver sou jy gekom het in terme van jou bankbalans en jou kwalifikasies? Hoe ver? Alles kom van die Here af, my broer en suster, of jy dit nou wil weet of nie. Hy is die een wat vir jou die energie gee. Hy is die een wat vir jou die gesondheid gee, die finansies, alles wat jy nodig het vir daardie kwalifikasies, die gesondheid, die geleentheid, die energie, vir waar jy eindig met jou materiële rykdom. Hoogmoed is 'n leuen wat mense lewe, my broer en suster. Daai leuen sê, die eie ek het alles verkry wat ek besit en is. Hoogmoed is 'n ernstige sonde, want wat dit inderdaad doen, inderwaarheid is, plaas jou in die plek van God. Jy word jou eie God. Hoogmoedige mense aanbid hulle vermoëns as die bron van alles wat hulle het en kry. Dis ek, myself en ek self. En dit is hoekom die Here hoogmoed haat. Jy het reg gehoor. Haat.
Spreuke 6 vers 16 en 17. Hierdie 6 dinge haat die Here. Haat. En 7 is vir sy siel 'n gruwel. Trotse oë, 'n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet. Nommer 1, nommer 2 en nommer 3 op die Here se lysie van 7 dinge wat hy nie verpes nie, nie van hou nie, wat hy haat. Nommer 1 op die lysie, broer en suster, hoogmoed. Nou waarom is ons gunsteling sonde alweer nommer 1? Hoogmoed, want dit verwyder God as die bron van dit wat hoogmoedig is en alle mense verkry. Dit verwyder die Here. Dit skuif hom een kant toe. Dit ontken hom. Daardeur ontken jy die God se almag wat vir jou alles gegee het, wat jou in staat gegee het, stel dit om te bereik wat jy het. Hoogmoedige mense krediteer hulle self as die bron, die oorsaak, die rede hoekom hulle alles het wat hulle het. Hoogmoedige mense lewe die leuen wat sê ek is beter as jy. Dis 'n leuen, want hoe kan jy beter as ek wees as jy net so sondige natuur het as ek? As jy ook tekortkominge en foute het nes ek, wat maak jou beter? Jou kwalifikasies, jou posisie, jou werk. Dis nie joune nie. Jy het dit nie op jou eie verkry nie en nog minder kan jy dit op jou eie in stand hou. Kan jy jouself vrywaar dat iemand nie jou vasry en daar's die einde aan jou wonderlike koninkryk nie. Maar raai wat? Nommer 2 op die lysie is 'n leuenagtige tong, leuns. So wat ons eintlik daar moet lees is die Here haat leuns en leuns. Want die eerste een is 'n leuen, net soos as die tweede een ook 'n leuen is. Leuns. Die Christelike standpunt, my broer en suster, wat sê die Bybel? Die Here is die enigste bron van alles wat ons het, kan hê en in stand kan hou, aan die gang kan hou. As hy nie daar is nie, dan is jy oorgelewer aan hierdie sondige lewe met al sy probleme. Wanneer gaan jy kanker kry? Wanneer gaan iemand jou raak ry? Wanneer gaan jy afgedank word en skielik is jou posisie daarmee heen? Net te veel ongelukke en teëspoed in hierdie lewe, my broer en suster, dat 'n mens dan jouself kan kyk en belangrik voel oor jouself. Christene word gemaan om nederig te wees met die besef dat alles wat ek het kom van die Here af. Dit maan vir ons tot nederigheid. En wat is die teenoorgestelde van hoogmoed? Nederigheid. Nederigheid. Alles wat ons mense het en kry, geleerdheid, geld, rykdomme, werk, senioriteit, sukses, maak nie saak wat nie. Agter dit alles onsigbaar staan die Here van gelowige en ongelowige. Want sy liefde en genade is so ryk, dis oor alles en almal. Juis om die nie-Christen en daardie hoogmoedige persoon so ver te kry as om te kan sien, wat as ek jou gesondheid wegvat? Wat bly oor van jou? Ek het in ons gesin, my broers en ons familie, 'n hengse issue gehad met hoogmoed. Ek praat uit ondervinding uit. En my swaar uitstekende kerel. Hy en sy mede-direkteure koop 'n besigheid uit. Hulle stap weg elkeen met ek skat so 100 miljoen. Skatryk. Die volgende dag was dit dieselfde. Al wat hy gedoen, hy het vir hom 'n anders gedoen, vir hom 'n ander kar gekoop. Vir hom 'n Porsche gaan koop. Suster, moenie vra nie.
Broers, jy kan nie glo hoe 'n mens kan verander nie. Boeta, so belangrik. Maar het gesê, wie my kind, ek sien haar nie 2 keer in dieselfde klere nie. 'n Snop soos ek in my lewe nog nie, en ek al snops in my lewe gesien het nie. En toe bid ons vir haar. En toe gaan die Here oor tot aksie. Weet jy wat doen hy? Sy by die gym het sy opgedag. Ek weet nie hoeveel kere 'n week nie. Opgetof soos nog iets. En baie gou het die kerels gesê, maar die niggie, hier's niks op hierdie vingers nie. En sy het geld. En toe die Here die een na die ander kerel op haar pad gestuur, en dan bewimpel hulle geld uit haar uit. Dan koop sy 'n plaas vir die perd, dan doen sy die ene vir daai perd, dan gaan hulle Suidwes toe neem, maar sy met haar kar en sy betaal vir alles. Namibië, sorry, ek is daar matriek gewees, ek ken dit nog in Suidwes. Tot sy op die ou end, ek sê, sy daag op in my ander suster se huis. Help my asseblief. Ek moes 'n baie moeilike besluit neem, broer en suster. Want as jy so hoer en moer met al hierdie kerels, toe bel sy my bekol, toe sê ek vir haar, ek kan nie van die kansel af A sê met jou bly ek stil nie. Jy soek groot moeilikheid. Wees jy om my te sê ek is sondag. Jy's net so sondaar soos ek. Ek is ook 'n sondaar, maar my sonde is nie op daai lysie in die Bybel wat sê as jy dit doen, gaan jy hel toe nie. Kom moet vir jou praat nie. Jy's liefdeloos. Einde van die gesprek. En hoeveel jaar was dit nie gelede nie. Broers, ek het al hierdie voorbeeld vir u genoem. Ek noem dit vir die ene wat nie hier was nie, om vir u 'n voorbeeld te gee van hoe erg 'n probleem hoogmoed is. En ek sluit af. Hoogmoed rig verskriklik skade aan in menseverhoudinge. Wanneer 'n persoon die boodskap oordra in daardie persoon se woord en houding, ek is beter as jy, veroorsaak dit vervreemding, want dit verwerp jou. Wat blootgestel word aan 'n hoogmoedige persoon, voel verworpe. Ek word verwerp. Ek is nie aanvaarbaar vir jou nie. Jy's te goed om vir my deel te hê van jou entourage. Vervreemding. Maar aan die ander kant veroorsaak dit vir hoogmoediges isolasie. Mense, jy het nie vriende, baie vriende as jy hoogmoedig is nie. Isolasie. Wat gemaak as jy as 'n Christen doen dit met 'n hoogmoedige persoon, miskien in jou familie? Broers, ek sou eerstens aanbeveel dat jy net bid. Jy kan miskien praat as die Here vir jou dit regtig op jou hart lê. Maar as jy nie ver kom nie, dan met daai persoon nie, dan gaan dit net vir jou wys dat jy moet wag vir die Here. Ons moes wag vir die Here. Dit het 'n hele paar jaar gevat om dit wat sy mee weggestap het uit die boedel, om dit te verwoes, daai miljoene. Bid vir die persoon en bid dat die Here daai persoon se oë sal oopmaak. Amen. Hemelse Vader, Here, baie dankie dat u woord vir ons soveel lesse gee en vir ons soveel help. Dat ons kan besef die verskriklike mag van hoogmoed. Hoekom ons versoeking gestel word deur hoogmoed, omdat ons daardie geluk mis waarvoor ons gemaak is. Daardie absolute geluk wat net vir ons sal beskore wees eendag wanneer ons weer 'n sondelose bestaan sal hê. En ons mis dit sonder dat ons dit besef. Daarom soveel mense wat ingee vir die mag van die versoeking van hoogmoed.
Here, dat U vir hulle sal help asseblief, want hulle is verlore en hulle is diep, diep, diep ongelukkig. Hulle is diep ongelukkig omdat hulle voorgee wat hulle nie is, of het, of sal wees, of kan wees nie. Ons bid vir elke lidmaat wat 'n probleem het met hoogmoed, elke lidmaat wat 'n probleem het met iemand in jou werk of familiekring wat hoogmoedig is, dat U vir hulle sal help. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.